see misluk het natuurlik, het die Mileritiese beweging verdeel en is voortgesit deur 'n aantal groepe wat verskillende leerstellings van mekaar gehad het. Hierdie groepe, wat afkomstig is van 'n gemeenskaplike Mileritiese voorouder, het gesamentlik bekend geword as die Adventistiese beweging. En ek moet sê, dit is my baie snaaks aan die begin van hierdie groep se video's, begin of einde, ek dink is aan die begin, dan distansieer hulle self van alle Israel groepe, Adventisme, Jehovah getuie, al hierdie mense. En ek vind dit so, ek meen, die enigste rede hoekom jy jouself moet distansieer van hierdie goed, is omdat jy so verskriklik naby is aan almal van hulle. En ek wil nie almal onder dieselfde kam skeer nie. Ek wil sê dat daar is definitief verskillende doktrines, en ek het al genoeg van hierdie Hannes persoon se video's gekyk op YouTube, om te weet dat hy's nie so ver af met alles nie. Dis net hierdie afgod wat hy maak van 'n naam uitspraak. Ek meen, dis die ergste ding. Anders as dit dink ek nie, dit is so erg nie. Maar ek het net gevoel, ek moet iets sê. Die week wat kom, sal ek sy gunsteling vraag beantwoord. En nou, natuurlik wil jy weet wat dit is, en ek gaan jou net so lusmakertjie gee. Die Hannes Redelinghuis se gunsteling vraag is hierso. Gee vir ons die inligting waar die letter J vandaan kom op die internet. Wanneer is die letter J geskep of het dit ontstaan? Verduidelik vir my, waar kom die letter J vandaan? Waar die letter J voor die 16de eeu bestaan het. Waar kom die letter J vandaan? Ja, dit is 'n gunsteling vraagie daai. Die praat hulle almal met my gelyk. Ja, dis 'n goeie vraag. Want ons al weet, die letter J het onlangs ontstaan. Die fout natuurlik wat die mense maak in hierdie groepe is, hulle besef nie dat die klank het bestaan voor daai spesifieke letter. Daar's mense wat J gesê het voor daai letter. Maar ek sal dit als wys later in volgende week. Ons gebruik natuurlik die Latynse alfabet, en die letter I was maar net gebruik op twee verskillende maniere. Ek meen, ons het baie sulke letters vandag wat twee verskillende funksies het, en I was maar net dieselfde gewees. So ja, hy het 'n J klankie gehad en hy het 'n I klankie gehad. Maar ja, goeie vraag, ons sal dit uitwys, gaan lekker wees. Wat het ons nog hierso? Dis die ander ding vir my, dit is heel komies hoe name soos Jakob en Jakobus, Jona en Juda steeds gebruik kan word deur hierdie mense sonder om te bloos. Maar die oomblik as dit by Jesus se naam kom, dan is ons almal nou verkeerd en besig met sameswering. Dit daar